Vandag kyk ons na 'n reuse verskuiwing in mediese sorg, iets wat besig is om die speelveld te verander, die opkoms van die buitepasiënt vaskulêre sentrum. Dink gou hieroor. Wat as daai operasie waarvoor jy normaalweg in 'n hospitaal sou moes oornag, nou sommer in 'n super effektiewe en gereeflike omgewing gedoen kon word? Wel, dis presies wat nou besig is om te gebeur. 'n Heeltemal nuwe soort kliniek is besig om die reëls te herskryf en ons hele idee van chirurgiese sorg op sy kop te keer. Goed, so kom ons duik dadelik in. Eerste vraag: wat presies is hierdie nuwe mediese opset? Die naam wat jy moet onthou is die kantoorgebaseerde endovaskulêre sentrum, of sommer net KAS. En hier's die belangrike ding. Dis nie 'n nuwe losstaande gebou nie. Dink daaraan as 'n hoogs gespesialiseerde prosedurekamer sommer binne in 'n dokter se bestaande spreekkamers. Die hele idee is dat jy inkom, jou prosedure kry en dieselfde dag weer huis toe gaan. En moenie 'n fout maak nie. Ons praat nie hier van klein, eenvoudige prosedures nie, glad nie. Hierdie sentrums hanteer ernstige kritiese vaskulêre werk. Goeie soos dialysis toegang, die insit van stents, jy weet, daai tipe goed wat tot nou toe altyd in 'n hospitaal gedoen is. Dit laat 'n mens natuurlik wonder, hoekom? Hoekom die skuif weg van hospitale? Kom ons kyk 'n bietjie wat presies hierdie verandering aanvuur. So, dit het nie oornag gebeur nie. Dit was 'n geleidelike proses. Eers was dit enorm om in die hospitaal te oornag. Toe, soos tegnologie verbeter het, kon pasiënte dieselfde dag huis toe gaan, maar steeds vanuit die hospitaal. Maar die groot oomblik, die game changer, was in 2005. Toe het wetgewing dit vir die eerste keer finansiëel moontlik gemaak om hierdie prosedures in 'n dokter se kantoor te doen en vergoeding te kry. En dit het die deur waawyd oopgegooi vir die KES-model. Nou dis belangrik om te weet. 'n KES is nie dieselfde ding as wat ons ken as 'n ambulatoriese chirurgie sentrum of ACS nie. Die verskille is eintlik nogal groot. 'n KES word amper altyd deur die dokter self besit, daar's baie minder birokrasie en regulasies en is aansienlik goedkoper om een op die been te bring. So, wat beteken dit in die regte wêreld? Eintlik baie eenvoudig. Die KS-model gee dokters meer beheer en meer buigsaamigheid. Dit maak dit net soveel makliker en goedkoper om so 'n sentrum te begin en dis hoekom ons sien hulle so vinnig oral opspring. Okay, so hoe bou 'n mens so 'n moderne kliniek van die grond af op? Wat is nodig? Wel, dit breek basies af in 4 hoofstappe. Nommer 1, jy het 'n rotsvaste besigheidsplan nodig. Dis jou fondament. Nommer 2, die fisiese ruimte moet reg ontwerp word. En dit sluit 'n spesiale loodgevoerde kamer vir die prosedures in. Dan nommer 3, die toerusting, veral die duur hoë-tegnologie beeldingsstelsels. En laastens en dalk die allerbelangrikste, jy moet presies die regte span mense bymekaar kry. En as ons praat van toerusting, een van die grootste besluite is die beeldingsstelsel. Jy het basies 2 keuses. 'n Mobiele seeboog is superveelsidig en werk vir die meeste prosedures. Aan die ander kant het jy 'n vaste stelsel. Dit gee jou beter beelde, veral vir meer komplekse gevalle, maar dit kos meer en is nie so buigsaam nie. So ja, dis daai klassiese opweging van koste teenoor kapasiteit. Goed, so die kliniek is nou gebou en toegerus. Hoe werk dit nou in die praktyk? Hoe sorg hulle dat alles elke dag veilig en seepglad verloop? Die geheim van hulle sukses lê regtig in die stelsels wat agter die skerms werk. Dink daaraan so, hulle moet obsessief wees oor kwaliteitsbeheer, konstant hulle eie resultate meet. Hulle moet presies weet wat die uitkomste van hulle behandelings is om te bewys dat dit werk. En dit alles moet saamgebind word met 'n blink databestuurstelsel wat alles van voorraad tot pasiëntinligting dophou. En hieroor moet ons glashelder wees. Pasiëntveiligheid is absoluut alles. Onthou, hulle werk buite die veiligheidsnet van 'n groot hospitaal. Daar is geen marge vir foute nie. Dit beteken hulle protokole vir enige moontlike komplikasie moet ystersterk wees, insluitend 'n plan wat onmiddellik in werking tree as 'n pasiënt na 'n hospitaal oorgeplaas moet word. En die bewyse is in die syfers. Die data wys dat hierdie fokus op veiligheid werk. Kyk net hierna. 'n Reuse studie het na meer as 6400 prosedures gekyk en gevind die komplikasiekoers is 'n ongelooflike lae 0,8%. Wel, dit beteken meer as 99 uit 100 prosedures verloop heeltemal sonder probleme. Dis nogal indrukwekkend.
So, hoekom is pasiënte so gelukkig hiermee? Wel, een van die bronne wat ons gebruik het dit perfek opgesom. Dit sê basies, pasiënte sien elke keer dieselfde gesigte. Daar is nie daai gevoel van verdwaal in 'n massiewe hospitaal doolhoof nie. Die hele proses is net vinniger en meer vaartbelyn. Dis eenvoudig 'n meer persoonlike, menslike ervaring. En kyk hoe daai persoonlike ervaring in die syfers wys. 'n Verbluffende 98% van pasiënte het in opnames gesê hulle sal weer terugkom vir 'n prosedure. 98%. In enige deel van die gesondheidsbedryf is dit 'n syfer wat jou 2 keer laat kyk. So kom ons eindig deur 'n bietjie vorentoe te kyk. Wat beteken hierdie hele tendens vir die toekoms van gesondheidsorg in die algemeen? Die waarde van hierdie case-model kook eintlik af na 3 groot voordele. Eerstens, dis pasiëntvriendelik. Dis gereeflik, dis persoonlik en mense hou daarvan. Tweedens, dis koste-effektief en dit help om die totale koste van gesondheidsorg af te bring. En derdens, en dis die belangrikste, die kwaliteit is hoog. Die veiligheid en die uitkomste is net so goed soos die in 'n hospitaal. So, dit is duidelik dat hierdie nie net 'n gier is wat gaan verbygaan nie. Die case-model is presies waarheen gesondheidsorg op pad is. Meer doeltreffendheid, meer waarde. Maak maar reg, ons gaan nog baie meer hiervan sien in die toekoms. En dit los ons met 'n laaste interessante vraag om oor te dink. As ons komplekse vaskulêre chirurgie suksesvol uit die hospitaal en in die dokter se spreekkamer kan skuif, wat is volgende? Watter ander dele van die hospitaal kan dalk binnekort na die kantoor toe skuif? Dis iets om oor te wonder. Dankie dat julle ingeskakel het.